Ons lees Efesiërs 5, vers 31 tot 33. Daar staan in die skrif: Daarom sal 'n man sy vader en moeder verlaat en saam met sy vrou lewe, en hulle twee sal een wees. Hierin lê daar 'n diep geheimenis opgesluit, en ek pas dit toe op Christus en die kerk. Maar dit is ook op julle van toepassing. Getroudes moet mekaar so lief hê, soos hulle self lief het, en aan mekaar eerbied betoon. Nou dit is so bietjie meer duidelik as die vorige gesprek oor die liefde, want hier is dit baie duidelik dat dit 'n liefde is tussen twee mense, vir mekaar. Die man vir sy vrou, die vrou vir haar man. En hierdie beginsel, sê Paulus, is van toepassing op die kerk, maar ook op die mense. En daarom is dit belangrik dat ons hierdie eerbiedigheid sal verstaan en daarvolgens sal leef. Dit is nogal interessant, of ek wil amper sê skokkend om te hoor, hoe dat mense dikwels hulle huweliksmaat afkraak. Wanneer hulle by die werk is, of wanneer hulle saam kuier, dan sou hy of sy vertel van die ander, die huweliksmaat se foute ensovoorts. Intussentyd is dit eintlik oneerbiedwaardig om so op te tree. Ek dink, daar is seker plek om met iemand te praat oor jou probleem wat jy dalk in die huwelik kan hê. Maar dit beteken nie dat dit oneerbiedig sal wees nie. Die regte persoon sal sorg dat dit op die beste manier hanteer word. En nou kom ons en ons sê vir mekaar, dis 'n voorreg om in die huwelik te kan wees. En as die huwelik dan 'n voorbeeld kan wees vir ander, vir wat eerbiedwaardigheid betref, dan doen ons soveel beter. Kom ons probeer dit. Kom ons let daarop hoe dat ons met mekaar en vir mekaar werk in eerbied aan mekaar sal betoon. Loop mooi.